morning, my naam is Pieter Koen. Hoop jou koffie is reg. Ek is Razan McKenzie. En ek is Elsa Esterhuizen en saam met ons het ons natuurlik ons bankbestuurder Thys van Sail. Thys, goeiemôre. Goeiemôre, lekker om hier so te wees en soos ons gewoon begin volgens. It's all about the money, baby. It's all about the money. Ons moet 'n money shuffle kry, dink ek. Huh? Ja, Kom by Ons ek en Thys het nou mooi ingeval. Kom dan, ons begin. Gooi weer. That's it, jy laat. Die Dit stap begin. Die volgende enetjie wat jy daar moet ingooi is goeiemôre. Goeiemôre. Luister, julle lyk almal sprankelend, almal se kinders is veilig, almal se hoenders is mooi in die kraal, almal is happy en tevrede. Wat van die katte? En die katte, ja, jy's mos 'n ons kan nie katmens. vir jou uitlos nie, Elsa. Luister, ons gesels vanmôre oor heel party lekker interessante dingetjies. Die eerste een, ons gaan 'n bietjie kyk veral vir die dames natuurlik en ek seker vir die manne ook, hoekom kleur so 'n verskil kan maak in jou klerekas. Ja. Belangrik. En dan gaan Arnold 'n bietjie later gesels met the first lady of netball. Dit gaan 'n lang storie wees. Dis lang onderhoud. Ja. Nes maar What a legend. Julle is baie vroeg met hierdie dood jokes, maar En luister, ek sien uit na hierdie enetjie. Ons word ook besoek deur 'n internasionale kunstenaar wat gaan praat oor haar opkomende Eras tour net hier in Suid-Afrika. Dit gaan baie lekker wees. Is jy 'n Swiftie? Ek het al gehoor van die Swiftie storie. onthou jy kan saamgesels deur die QR-kode op die skerm te skandeer en vir ons direkte boodskap op WhatsApp stuur. Laat weet ons van waar af jy goeiemôre, good morning kyk en wat jou naam is. Ons spring sommer weg met ons oggendpraatjies. Ja, Razan, ek wil graag vir julle vra, wat sou julle gedoen het as jy uitgevind het jou dokter is 'n fopdokter? Sê dit 3 keer vinnig. Kan nie probeer nie. Hoekom is dit so 'n probleem hier in Suid-Afrika? Wat 'n storie het nou weer opgedop? Wel, 'n man van die Oos-Kaap is in hegtenis geneem nadat hy hom onlangs as 'n mediese dokter by die Nelson Mandela Akademiese Hospitaal in Mthatha voorgedoen het. En volgens die provinsiale departement van gesondheid is die man deur die hospitaal se personeel of sekuriteit liewer aangekeer nadat 'n verpleegster dit onder hulle aandag gebring het. Maar ek wil graag hierby uitkom. Hy was geklee in 'n wit jas en nie net een nie, maar sommer 2 stetoskope. Giveaway. Ja, presies. Maar daai ander storie wat verlede jaar so groot opspraak gemaak het, was oor daai dokter Matthew Lani, die TikTok dokter met die honderde duisende volgelinge wat ook die 2 stetoskope gehad het. So ek dink dit is dalk die trend, maar hoekom is mense so gretig om fake dokters te wees? Kyk, as jy 2 daai skopies het, dan is jy overqualified, né? Ja. So ja, daar slaat die tekens is op die muur daar. Ek weet nie baie, het mos seker maar die droom om dit te gedoen het, maar dalk kon hulle dit nie bekostig om te gaan swat het nie, dalk kon hulle dit net nie maak om te gaan swat het as 'n dokter nie. Maar my vraag is, hoe stap jy in en jy het soveel selfvertroue met bestuur en met almal wat, ek meen daai dokters en susters en verpleegsters, almal, hulle ken mekaar. Ja. En hier stap jy en okay, wie is jy? Ag nee man, ek is ingevlieg daarvan Mthatha. Met my 2 stetoskope. Net hoor, jy gaan dit nie maak nie, Mthatha vir jou. 'n Stel vir elke oor. Maar ek wil vir julle vra, ek bedoel, dink julle dit sou erger wees as dit 'n dokter was wat in iets spesifiek gespesialiseer het? Ja, soos 'n hartdokter. Of ja. Spesialiste. Nee, ek dink dit sal vir my 'n bietjie vang, hoor. Ja, en ek weet ook nie hoe ek sou reageer as jou dokter, jy vind nou uit jou dokter is 'n fake dokter. Ja. Wat doen jy dan? En as jou sorg nogal goed was and it wasn't really that bad, how are you going to react? I don't know. Ja, nee. I don't know. Dis 'n stoute mannetjie, jy moet 'n pak slaag kry. Gepraat van stout, kan jy julle kinderjare onthou? Kan jy onthou in jou kinderjare wat was van die stoutste dingetjies wat jy aangevang het? Oef, te veel om te onthou. Te veel. Tot my ma. Luister nou hierdie enetjie, 'n ma van Wisconsin in die VSA. Al die VSA stories kom nou uit, I love it. Het onlangs 'n groot skok gekry toe polisie by haar deur opdaag. Die rede, haar 4-jarige seun het 911 gebel en gesê, my ma eet my roomys, kom help. Kan jy dit glo? Hoor gou. Dis hoe dit geklink het. Drie mannetjie sy ma bel. Luister gou. What's the address of emergency? My mommy is being bad. What's going on? Hello, come and get my mommy. Do you know your... Hello. Hi, what's going on over there? Because he said he was going to call 911. I just called the police, and I just told her to come and get my mommy. And I just told her, and I just had to get my mommy, and I just told her to put her to jail. So leave me alone.
I ate his ice cream, so that's probably why he's calling 911. Hi. Oh, it's the police. They came for real. Yeah. Hoorie so, is dit nie interessant nie. My ma eet my yskriem, asseblief kom. En soos wat dit ook in die FSA gaan, nê, die polisie sal opdaag. Hulle moet, ja, as 'n kind Ja. die nooddienste bel daar, moet hulle gaan welfare check Ja. of gaan kyk as die kind veilig. So die polisie was daar, bodycams aan, alkere ding, so ek kan nie wag om te sien wat hulle tegemoet gekom het toe hulle daar aan die deur kom klop nie. Ja, maar aan die einde van die dag is dit diefstal, regtig. Sy het sy roomys geëet. Kom ons kyk gou na die video. Oh, it's the police. They came for real. Yeah, we have to just come check, make sure everything's okay. Hey, what you do? Did you call the police? Yeah. Why? I told my mommy to go to jail. I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. That's why I didn't get no ice cream. Oh, get the little one. It's so hard to Wat sou ek gedoen het as my kinders die polisie gebel het en ek maak die deur oop en dis die polisieman wat sê, "Alles oukei hier so, jou kind het my nou net gebel." Roomys is 'n ernstige saak, enige snack eintlik. So, about last year January, I was left a little note in our fridge Ja, ja. by my son James, who was 9 at the time, Beautiful. and he left me this note to tell me basically that I am not allowed to, hier is dit. Ja. Mommy is not to drink my drinks and eat my snacks. Punishment will be severe. Kind regards, James. Dit was in die yskas so gepien aan een van die koeldranke wat ek dalk sou gedrink het en daar's die passive aggressive smiley face. Right. So snacks en daai tipe goed vir kinders. Dit is baie belangrik. Baie special. Nie asof hulle daarvoor betaal het self nie, maar dit is hulle besit dit. So possession is 9/10 of the law in America, right? En dit was aan my gegee deur pappa of mamma. So Exactly. it's mine Hoe now. durf jy dit terugvat? Dit was kind of net so voor daai. Dit is maar net wat gaan gebeur. Jy weet, en is ons het gedoen het in daai tyd het dit vir jou gewag. Ja, okay, maar ja. Dis is hierdie 'n vriendelike waarskuwing. Ja, dit is, né? Ja. Kind regards. Ja. Maar ek moet ook vir julle sê toe ons in die FSA was, het die polisieman ook aan my deur kom klop. Ek dink dit was dag 2 of dag 3. Ek het amper my broek het gebewe. Ja, want ek meen hier kom hulle luk raak, nou dink jy dadelik is my papiere reg. Ja. Wat is fout? Gelukkig het hy net iemand gesoek. Dit het net iemand gesoek. Ek wonder net, dink julle ons polisie sou so vinnig gereageer het? Nee. Is daar 'n kriek kriek geluid daar? Ja, ek probeer ene kry maar nee, ek kry hom nie. Nie op 'n roomys nie, maar dalk op 'n koeldrank. Daar sê dalk so ietsie. Of hulle moes gesê het my pa het my roomys gegee, maar as julle kom, ek het vir julle ook 'n bietjie roomys of so iets. Verstaan, Net so dat verstaan. daar ietsie in is vir hulle almal in algaar. Lekker. Wel, ek moet net sê, solank almal net my sjokolade uitlos, sal daar geen probleme wees nie. Maar daar's nog baie wat voorlê, so ons los dit vir eers daar en ons gaan net hierna verder gesels. Onthou om saam te gesels op sosiale media ook. Maak gerus kontak op ons sosiale media platforms en gaan skink solank daai tweede koppie koffie.